As ek 'n titel aan dit kan koppel, wil ek sê, ek is hier. Ek is hier en ek glo die Here wil vir ons iets sê vanmôre. Die eerste vers, hy sê, ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, luister baie mooi, het ek gesê, dis God wat die praat, dis Jesus wat die praat, hy sê, hier is ek, hier is ek. Ek wil vanmôre vir die ongelowige sê, dat die Here sê, hier is ek vanmôre. Hy is in ons midde vanmôre en ek gee hom al die lof en al die eer. En ek weet dat daar's mense wat luister vanmôre op sosiale media, iets môre, en as julle nog nie iets ontvang het nie, dan weet ek nie. Want die ek is vanmôre hier. Die ek is nog steeds gister, vandag en tot alle ewigheid. Hy praat daarvan, hy sê dat hy het hom laat raadpleeg. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons was nie goed genoeg om by God uit te kom nie, hoor. Maar God het hom laat raadpleeg deur ons wat hom nie eens gesoek het nie. God het hom laat vind deur ons wat hom nie gesoek het nie. What a mighty God we serve. Toe ons hom verwerp het hy hom laat vind deur ons. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het vir my en vir u. Daar in die 8de vers sê, so spreek die Here, soos wanneer iemand mos vind in 'n tros drywe en sê, verniel dit nie, luister baie mooi, hier is groot iets hier binne, want daar is seën in, sal ek doen ter wille van my knegte, om nie alles te verniel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sal meer as genoeg wees vir jou en vir my. Hy sal ons nie verniel nie, hy sal ons in knegteheid verhoor. Na jou en na my. Die 15de vers sê dit so mooi. Is hier nog 'n rembrandts in hierdie plek vir my? As 'n paar. Is hier nog 'n rembrandts in hierdie plek vir my? Luister baie mooi, hy sê dit so mooi. Hy sê, en julle sal, hy praat van die ongelowiges, hoor. Hy sê, julle sal jou naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwesing laat agterbly. En die Here sal jou ombring. Ek wil sommer vanmôre vir die Bybel sê, weet jy wat? Ons dien 'n groot God. Dan genoeg het ons van die duiwel gepraat. Ons moet eers dan met die duiwel praat. Kom sê hy is 'n verloorde. Want hoekom? Want ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Prys sy wonderlike naam. Hy sê verder in die B-gedeelte, maar sy knegte sal hy noem met 'n ander naam. Halleluja. Hy sal ons 'n ander naam gee, want ons is kinders van die Here. Ons is sy remnants, sy uitverkore volk. Halleluja. 18de vers. En nou moet jy nie stil sit nie, hoor. Dis pastoor Rolf Kelders en op my koffietafel daar klop. Hy sê, maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek, luister mooi, wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. Halleluja. Die Here van vanmôre is liefste van die plek. Halleluja. Daar's 'n nuwe Heer. Daar's 'n nuwe Heer. Halleluja. Amen. Jy moet meer opgewonde raak. Amen. Anders dan gaan aanhou preek. God sê vanmôre, ek is hier. Ek is hier.
Is dit nie so dat Johannes 1 sê vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord is God nie. Ek sê altyd, dat waar hierdie woord is, daar is God in ons midde. Hy sê sy woord wat 2 of 3 in sy naam vergader, is in ons midde. Is daar nie 2 of 3 wat vanmôre in sy naam vergader? Halleluja! Is naam van die Here in ons midde. Dis hoekom die Here hier is. Dis hoekom hy vanmôre sê, ek is hier. As jy nog nie God ervaar het in hierdie konferensie nie, wil ek vanmôre vir jou sê, God is hier. God is hier. Dat ek net nie my plekkie sal kry. En 'n baie bekende gedeelte wat ek baie lief is voor om aan te haal. Jesaja 65 vers 24. Hy sê voordat hulle roep. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, nog voordat jy gedink het om God iets te vra, weet jy gaan iets vra. Nog voordat jy gedink het jy gaan konferensie toe kom, toe was God reeds hier om vir jou iets vanmôre te doen. Nog voordat jy gedink het om iets van God te ontvang en klaar het reg gehad vir jou. Want ek is hier vanmôre. Amen. Hy sê voordat hulle roep, sal ek antwoord. Luister maar mooi. Wie het gebid om hier te wees? Wie het vanmôre vroeg gebid? Want daar is 'n paar wat eerlik is. Hoe sê dit? Jy kan maar vanmôre 5 by die hand opsteek. Ek jou gebid volgens. Loof die Here. Hy sê terwyl hulle, dis nou ek en jy vanmôre hoor, terwyl hulle nog spreek, terwyl jy nog in gebed was om vir God iets te vra, vir hom wat vanmôre hier is, vanmôre wat vir jou en vir my iets wil doen, terwyl jy nog spreek vanmôre, sê, verhoor ek. Nou ek het so 'n klein prentjie brein, ek hou daarvan om prentjies te sien. En as ek dit lees, dan sien ek gou vandag iets. Hy sê nog voordat hulle roep, antwoord die Here. So met dit beteken vir my en my eie gedagtes dat nog voordat ek en jy dink om die Here iets te vra, dan gaan Jesus as sy Vader by sê, Vader, jy net gou kom nou. Ek wil net gou met die engele gaan praat. Ek wil gou vir hulle opdrag gee, want Martin wil vir iets vra. Amen. Dan kry alles reg in die hemel. Gee sy engele opdrag, hy sê kry dit vandag reg. Want Martin gaan iets vra binnekom. Het jy dit? Ja. Dan kry ons reg en ons staan reg, want Martin gaan dit. Martin gaan die Here iets vra. Ek wonder wie iets gevra vir die Here. Ek wonder wie iets gevra vir die Here. Daar's pastoors daar op een. Wie gevra vanmôre vir iets van die Here? En dan kom Martin en hy weet nog nie eers die Here ons reg gekry. Hy weet nog nie die engele staan gereed en wag Martin, maar die Bybel gebid. Wag die engele. En Jesus wag vir hy oomblik. En Martin op sy knie gaan en sê, Here, dan verhoor hy. Hy sê, ek wil dit doen nou. Ek wil vanmôre wees. Dit is vanmôre nie die plek, die Here is dit vir my vanmôre. Die oomblik, toe jy jou knie voor 'n lewende God buig, toe verhoor die Here jou gebed. Kan iemand dit opgewonde raak? Ek wil jou sê vanoggend, dat jou gebed is alreeds in die hemel verhoor. Weet gebed vir genesing volgend. Daar's 'n pad. Wat ook al jy voor gebid het, ek is hier vandag om vir jou te gee. Ver oor wat ek kan dink of bid of. Kom ons gee die Here 'n lofoffer.
God is nie 'n mens wat hy sal of sal terugdra met sy belofte nie. As hy gesê het, hy sal iets doen, dan doen hy dit. Sy tyd is nie altyd ons tyd, en ons tyd is altyd God se tyd. Maar een ding is verseker vanoggend, dat God se tyd is die regte tyd. Maar ek kry nie so lekker nie, laat ek het weer sê. Ons vra ons die Here doen iets nou vir my. En dan gebeur dit nie raak ons moedeloos. Ek weet nou nie of die Here my gaan antwoord nie. Of vir ons bid, ag Here, as U wil. God het al klaar jou gebed beantwoord, my broer. En my sis, hy het klaar jou gebed verhoor. Maar voordat jy roep, antwoord die Here. Halleluja, vir my nog spreek. Verhoor hy, dat iemand by die Here vanmorgen 'n lofoffer gee, of ek kry die prys. Halleluja. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Halleluja. Prys die Here. Ek is hier. Ek is hier, sê die Here. Lazarus, ek weet nie wat waarom dit sê nie, maar gaan dit sê. Lazarus is 4 dae van die graf. Jesus kom daar aan. Hy sê, Here, U is 4 dae laat. Maar hy sê vir my, toe Lazarus siek was, roep hulle. Maar voordat julle roep, hoor die Here. Lazarus was siek. Jesus het geweet hy siek. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet wat gaan hulle sê. Maar voordat hulle roep, hoor die Here. En terwyl hy ons spreek, verhoor hy. En die woord van die Here is hy aangekom. Hy het bewoog geraak. Ja, het seer oor die omstandighede wat daar gebeur het. Want die pastor. Ja, het seer omdat Lazarus in die graf was. Of hartseer omdat hy nat was. Nee, oor ongeloof. Ek wil vanmorgen vir u sê, 2 verse. Jesaja 65 vers 1. Die laaste 2 gedeeltes. Hy sê daar, het ek gesê, hier is ek, uitroepteken. Hier is ek, uitroepteken. 2 maal sê die Here, ek is hier vanmorgen. Wie oor het dat hom hoor wat die woord van God sê. Halleluja, God is hier vanmorgen om vir my en vir jou aan te raak volgen. En Jesus staan voor die graf. En hy verhoor hulle gebed. Jesus, Lazarus is al 4 dae in die graf. Jesus kyk net so, hy is nie dood nie. Hy slaap net. God sê vanmorgen vir iemand, ek is hier. God sê vir ons, ek is hier. Ek staan voor die graf. En hy noem jou naam. Hy sê, kom. Ek ervaar Godse gees. En hy sê, kom. En tweede maal. En weet jy wat gebeur? Lazarus staan nie op en maak sy doeke los nie. 'n tipe van die graf van Jesus. Hy maak sy doeke los en kom uit die nie. Soos wat hy gebid was, so kom hy uit. Daar is krag in die bloed van die Lam. Hy sê, ek is goed en ek sal goed wees tot in alle ewigheid. Hy is gekom om ons vuil te maak. Hy is gekom om jou naam uit te roep. Hy sê vanmorgen, ek is hier. Wat ook al jy vra my naam, dit sal ek vir jou gee. Wat jy al verlang vanmorgen, sal ek vir jou gee. Want voordat jy geroep het, het ek geantwoord en terwyl jy nog
nou gespreek het, halleluja, en ek klaar jou gebed verhoor, dat iemand net opgewonde raak, en die moeilijkheid van die Here verhoor. Prys die naam van die Here. Wanneer ek maar voor in kom. Ek weet wat ek weet en ek weet nie baie goed nie. Maar vanmorgen weet ek, as die roep, God is hier. Amen. Ek vaar sy gees vanmorgen. En ek wil vir jou sê, ek gaan vir jou ander naam gee. Raymond, ons is nie meer van die wêreld, of ons is dan van die wêreld, maar ons is nie meer deel van die wêreld. Amen. We are just passing by, hallelujah. Ons kom net hier weer, ons is 'n ander huisvesting. Amen. En dit is om by Jesus te wees. Amen. Ek is hier. Ek is hier. God wil vanmorgen vir ons sê, ongeag die omstandighede, ongeag wat jy gevra of gebid het, is ek vanmorgen hier. Ja, dit is so, hy was die hele konferensie al hier gewees. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Maar my God, smeer ons genoeg. Amen. As hy vanmorgen vir hierdie pastoor hier stond, smeer ons genoeg. 'n persoon wat diep in die wêreld was, vol sonde. Kom hy vanmorgen sê, pastoor, morgen ek is hier. Ek het jou my naam geroep. Jy is myne. Ek geef jou naam wat die wêreld eers nou bespotting van gemaak het, maar hoor mooi. Ek geef vir jou 'n nuwe naam vanmorgen. Ek gaan jou oplig mooi omstandighede. Ek is hier vanmorgen. Ek sê, kom. Kom na my toe, wat my moeite belast is. Ek sal vir jou res gee. Oh, he's more than enough. He's more than enough. Oh, he